Prys sy naam. Ek gaan vanaand so 'n bietjie iets anders doen as wat jy dalk ken. Ek het 'n baie belangrike iets wat ek met u gaan deel en die Here lê dit op my hart en ek het nou die laaste tyd is ek bietjie besig met dit. En ek wil graag met u deel vanaand. Ek gaan met u kuier. Dit gaan dalk is hoekom ek hulle gevra het ons gaan nou nie lank sing nie. Ek wil vra die wat live is, share asseblief u boodskap. Dit gaan vir baie mense die woord begin oopmaak. Want waaroor dit vir my vanaand gaan is om vir mense te help om te verstaan dat die woord van God die geïnspireerde woord van die Here is, dat hy die waarheid is en hoe hy by mekaar pas, sodat ons kan weet die hele woord is maar nie net 'n storieboek of 'n storieetjie daar ver of ietsie daar wat ons nou maar glo en ons is besig om onsself te vermaak met dit nie, maar dis die waarheid. Amen. Waarheid eg en suiwer. Amen. So ek sê vir mense dat om iets te kan ken, om iets te kan memoriseer, om iets te kan doen, om iets te kan verstaan, moet jy weet, al moet duidelik met jou gekorrespondeer word hoe dit werk. En die Here lê dit baie op my hart, ek gaan in die volgende ruk dalk baie meer doen, dat ek bietjie lerings gaan gee oor dit, en ook selfs live video's gaan maak, wat ek bietjie gaan deel met mense oor die woord, oor hoe hy by mekaar inpas, hoekom ons al ons gebruik het wat ons doen en beoefen in die kerk. Want daar's te veel goed wat mense doen, maar hulle weet nie waar kom dit vandaan nie. Hoekom doen ons dit nie? Hoekom is dit reg? Hoekom nie? Hoekom so? Hoekom dit? Dis vir my belangrik. Nou, ek gaan vanaand wil ek bietjie met u deel oor die woord van die Here. Nou vir baie van u is dit ou nuus, mag dit weer nuwe nuus raak en vir baie van u gaan dit nuwe nuus wees en mag die Here help om dit te verstaan. Ek gaan dit so vinnig deel, ek gaan nie uitrek nie, so ek gaan maar vinnig puntsgewys beweeg. As u dalk daarna vra, kan u my vra of u kan op die video's gaan kyk en u sal weer antwoord kry, daar kan u hom pause. Ek sukkel om te pause hier waar ek staan so lekker, maar op die videoetjie sal ek pause. So, doen dit gerus. Amen. Eerste ding wat ek wil hanteer, hoe weet ons die Bybel is korrek en betroubaar? Ons glo in die woord van God. Wie het 'n Bybel hier vanaand? Yes, hou hom so 'n bietjie lig. Nou, hoe weet ons? Daai Bybel is nie sommer net 'n storieboek nie. Wat is die verskil tussen hom en die Koran? Ek hoor. Hulle dink ook hulle is in praat die waarheid. Ek meen hierso is 'n boek hierso by hierdie boekwinkel. Partykeer wens ek ook sommer daai afdeling kom iets oor, maar okay. Witchcraft for Dummies. Vandag se daar kan jy in enige boekwinkel, ek praat van gewone boekwinkels, dankie Here, nie geestelike boekwinkels nie. Kan jy boeke gaan koop hoe om in 'n astrale projeksie te beoefen, hoe om sataniese okkulte te beoefen, hoe om in heksery te kom en hulle almal het hulle eie waarheid aan. Hoe weet ons dat die Bybel spesifiek die woord van God is soos ons dit glo, soos die Christene dit glo? Hoe kan ons dit bewys? Nou ek hoop na hierdie sal u dit so bietjie verstaan. Ek gaan dit baie kort saamvat, beslis nie in diepte nie, want anders gaan ons baie tyd hier saam nodig hê. Ek het so bietjie van iets van alles gaan vat om dit bymekaar te bring om dit vir u te verduidelik. As ons kyk, sal ons sien dat die Bybel is baie belangrik om te verstaan dat die Bybel oor 'n tydperk van 1500 tot 1600 jaar geskryf is deur 40 skrywers en daar's 'n deurlopende eenheid van die begin tot die einde wat wel bevestig is. Hoe weet ons die Bybel is korrek? Betroubare oordrag van tekste is die eerste een. Die Bybel is oor eeue baie noukeurig oorgedra. En hoor nou baie mooi hierdie feite wat ek vir julle gaan sê. Die Ou Testament is bewaar deur die Joodse skrifgeleerders, die Masorette, wat met uiterste sorg gekopieer het. Hulle het so mooi gekopieer, ek wil hê jy moet hoor dat met die ontdekking van die dooie see-rolle wat in 1947 nou die dag plaasgevind het, het dit bevestig dat die boeke soos Jesaja, Psalm en van hulle amper identies is aan die moderne Hebreëse teks wat ons vandag het. Selfs na 1000 jaar se oorskryf
het hulle besef, dis feitelik identies, dieselfde. Ek kan nou vir jou sê, as ons vandag gaan goed begin oorskryf, na 50 jaar lyk hy anders. 1000 jaar en hulle besef, wow, hier kan ons die goedheid bevestig 100% wat ons vandag het. Is dit nie die koning nie? Kom ons gee hom 'n hand. Amen. Die Nuwe Testament is die beste gedokumenteerde antieke teks, geruit en gegradeer in die wêreld. Die Nuwe Testament is die beste gedokumenteerde antieke teks in die wêreld. Meer as 5800 Griekse manuskripte wat dit bevat, 10.000 Latynse en meer as 9.000 ander vertalings. Geen ander antieke werk kon naby daaraan kom nie. As ons gaan kyk na werk van Plato of Julius Caesar, het minder as 20 manuskripte maar in. En dit word vir baie mense geweldig, wow en geloofwaardig beskou. Maar hier praat ons van 20 en die Bybel is 5800. Amen. Julle lyk so lus vir dit. Amen. Nou, wat beteken dit? Ons kan met groot sekerheid weet dat wat ons vandag lees baie na die oorspronklike skrifte geskryf is. Amen. Interne eenheid en vervulde profesie. Dis natuurlik vir ons een van die belangrikste goed is dat die woord van God deur die Gees ingegee is. Soos ek gesê het, oor 1500 jaar, meer as 40 skrywers, verskillende tye, tale, agtergronde, het die Bybel een samehangende boodskap en dis God se verlossingsplan vir die mens, sê amen. En meer as 300 profesieë alleenlik oor die Messias, Jesus Christus, wat tot vervulling gekom het. Meer as 300 profesieë oor Jesus, wat gemaak was jare, honderde jare voor Jesus se geboorte, het tot vervulling gekom met die geboorte van Jesus. En dis bevestig en is bewys. En hulle het by geleentheid dit uitgewerk en gesê, jou kans is baie beter om die lotto weekliks te wen, as om hierdie profesie so te kon regraai. OK, vertrou my, jy gaan nie lotto wen nie. As jy hom wen, jy betaal 10de, noem dit my uit meneer L. Otto. OK, ek terg. Nou sê mense al buite, ek doen snaakse goed. OK, praise the Lord. Historiese en argeologiese bevestiging. Argeologie het herhaaldelik Bybelse feite bevestig. Die bestaan van konings soos Dawid, Jesaja, Pilatus, stede van Jericho, Nineve en Jerusalem se tempelmuur, is alles goed wat nou nog daar is goed wat bewys is die waarheid. Is alles bevestigings van dit wat die woord sê, is die waarheid. Dr. Isaac Burger het so mooi gepreek daai geleentheid toe hy net van Israel terugkom en ons die voorreg gehad het om hom hier by ons te hê. En toe sê hy dat iets wat hom opgewonde maak, 'n vars preek wat die Here hom gegee het, is dat daar is 'n adres. Elke situasie in die Bybel, elke storie wat ons lees, daar is 'n adres. Hy sê hy was daar en ek wil vir u sê ek was ook daar. Daar is 'n adres. Dit wat die woord van praat is die waarheid. Amen. Dit maak my opgewonde. Praise the Lord. So die woord van die Here is en bly die waarheid. Amen. OK, kom ons gaan aan. Inskrywings en kleitablette wat Bybelse gebruike name en gebruike bevestig, is ook oral gevind. Getuienis van Jesus en die apostels. Jesus self het die Ou Testament as die ware woord erken en erken. Matteus 5 vers 17 tot 18 praat hy daaroor dat hy dit erken as die woord van God. Hy het uit Moses die psalms en profete aangehaal en dit as gesagvol beskou. Amen. Die apostels het later Jesus se woorde en dade opgeteken onder leiding van die Heilige Gees, wat ons sal sien in Johannes 14 vers 26. Geestelike bewyse wat ons het is die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat dit vir ons bevestig. Miljoene mense oor eeue getuig dat die Bybel lewensveranderlik is. Jy kan nie teen al daai getuienisse gaan optree nie. Miljoene mense wat kan getuig dat die woord van God die waarheid is. Hy's eg, hy het gestalte gevind in jou. Amen. Het hy nie gestalte gevind? Amen. Hoekom
Ag man, hy's so mooi. Die Heilige Gees bevestig die waarheid van die skrif in die harte van gelowiges. Ons kyk Johannes 10 vers 27 sê, my skape luister na my stem. Hoekom is sekere boeke nie ingesluit nie? Dis 'n groot vraag. Julle Bybel is oorvertaal en ons baie valsheid, want waar is die boek van Henog en Makabeërs en al hierdie goed en die verhaal en daai verhaal en daai verhaal. Ek gaan gou vanaand so vinnig met u deel. Hoekom is sekere boeke nie ingesluit in die Bybel nie, wat dan ook genoem word die verborge boeke? Amen. Het jy al gewonder? As jy nie gewonder het nie, wonder gou. Ek gaan hier nou antwoord. Daar was inderdaad ander geskrifte baie. Wat mense later sê, nee, maar onthou daai tyd het die ou man net uitgesit wat hy voorlus was en die res het hulle weggevat. So ons sit met 'n valse boek. Eendag toe sit ek met iemand van die Every Second 8 Week Church wat vir my vertel dat ons boeke is so oorvertaal dat dit is vals. Toe sê ek, lees jy van die papiere tesoriet af? So waar kom jou inligting vandaan? Jy lees dit op Google, hy's nog verder oorvertaal. Nou wil jy vir my vertel, my goed is oorgeskryf, is nie geloofwaardig nie. Kom ons praat nie met mekaar nonsens nie. Die woord is lewendig binne my. En elke oomblik, elke dag wat ek beweeg, is ek besig om 'n nuwe vertaling te skryf van Jacques Potgieter se lewe. Jy oor het om te hoor wat die Gees sê. Jy's besig met 'n vertaling vanaand van sy woord, van Christus se gestalte in jou lewe. Hoe lyk hy vanaand? Nie almal van die boeke wat geskryf is, het voldoen aan die maatstawwe wat daar was, om te voldoen, sodat dit saamgevoeg kan word in die kanon of die Bybel soos ons hom het nie. En daarom is baie van hulle die verborge boeke. Die proses waardeur die Bybelse boeke gekies is, staan bekend as kanonisering van die skrif, die kanon, wat beteken maatstaf. Daar was 'n maatstaf opgestel om te sê dit moet deurlopend bevestig word deur verskeie skrifte. Ons kan nie net een woord wat inkom vat en dit sommer sê dis ook deel van die woord nie. Die woord sal homself altyd bevestig. Soos vandag nog, as God vir jou woord gee, hoor mooi wat ek vir julle sê, volk van die Here, God bevestig sy woord. Amen. Julle lyk so lus vir dit. Amen. Kom ons staan net gou op man. Kom ons lyk net opgewonde. Amen. Kom ons sit net weer 'n bietjie. Amen. Praise the Lord. Ek wil hê jy moet verstaan dat die woord van die Here is die waarheid. As ek oor die woord praat, dan raak ek opgewonde. Ek voel soos Johannes, ek wil die woord vat, ek wil hom eet. Ek het die laaste tyd 'n liefde vir die woord begin kry, meer as ooit van tevore. Hoe die Ou Testament se boeke vasgestel is. Die Jode het lank voor Jesus se tyd reeds die Ou Testament erken. 39 boeke in Hebreëus was deel van die Hebreëse kanon, voltooi teen plus minus 400 na Christus. Eintlik voor Christus, 400 voor Christus het gestop. Toe kom daar die donker eeue soos hulle van praat. Boeke soos Esra, Nehemia, Jesaja, Psalms ensovoorts was reeds vasgestel. Jesus en die apostels het presies hierdie boeke gebruik. Nou as my Jesus dit gebruik het, sorry meneer, mevrou, ek sal hom ook gebruik. Geen ander boeke is gebruik, behalwe die boeke wat reeds in die Bybel saamgevat is nie. Geen verwysings, behalwe die wat in die Bybel reeds saamgevat is nie. So wat is ons Bybel? Dit wat deur my Jesus aangehaal is, sal ek aanhaal. Sommige boeke wat later verskyn het, soos Tobit, Makabeërs, Judith ensovoorts, is deel van die apokriewe geskryf tussen die Ou en die Nuwe Testament tyd. Maar hulle beweer self dat hulle nie geïnspireer is nie. Dit staan self in hulle eie boeke, beweer hulle is nie geïnspireer nie. Daarom kan ons dit nie vat as die woord van God nie. Hulle bevat historiese en leerstellings wat foute het. Wat hulle gekyk het toe hulle dit naslaan, toe sien hulle, dit bevat vele foute en daarom het dit nie deel gemaak van die Bybel wat ons vandag ken nie. So as jy weer wonder, nou weet jy, die Jode het dit nooit as deel van die Heilige Skrif erken nie. Hoe die Nuwe Testamentse boeke vasgestel is, die vroeë kerk het nie willekeurig boeke gekies nie.
Hulle het erken wat God reeds bevestig het deur die Heilige Gees en deur die gebruik in die gemeentes. Kriteria vir aanvaarding was as volg: apostoliese oorsprong, geskryf deur 'n apostel of iemand naby aan een, byvoorbeeld Markus saam met Petrus, Lukas saam met Paulus. Dis bevestig deur mense wat saam Jesus gewandel het. Amen. U moet dit verstaan, is baie belangrik. As jy vanaand hier klaar is, gaan jy verstaan dat daarom is die woord van God die waarheid en daarom elke belofte in sy woord is myne, elke hoofstuk, elke vers, elke lyn, en as hy gesê het hy gaan hy kom. Amen. Woo, glory to God. Leer ooreenstemming was ook een van die kriteria's. Moes met die res van die skrif saamstrook, saamsmelt, in eenheid wees. Algemene aanvaarding deur vroeër gemeentes reg oor die wêreld gebruik. En geestelike gesag en inspirasie is die laaste een, herkenbaar as die woord van God. Teen die 4de eeu na Christus het die kerk reeds dieselfde 27 boeke van die Nuwe Testament erken wat ons vandag het. Die 4de eeu na Christus was dit reeds erken dat die Bybel soos ons hom vandag het, die woord van God is. In 1221 is die Bybel verdeel deur daai tyd se koning van Engeland in hoofstukke. En in 1551 is hy verdeel verder in verse. Daarom het Jesus nie gesê dit staan in Matteus 3 vers 12 nie, want daar was nie in Matteus 3 vers 12 nie. Dit was net aaneenlopend geskryf. Maar verbeel jy nou ek praat oor 'n gedeelte en ons almal gaan soek uit die Bybel uit waar is daai gedeelte sonder 'n versverwysing. Jy sal taamlik besig wees. So dit het dit vergemaklik, maar dis nie in daai tyd deur die Engelse koning besluit, dit is nou die Bybel nie. Nee, die valse evangelies bring in, dat ons Bybel is deur pagans en deur afgodsdienaars en ouens bymekaar gesit. Dit is 'n leuen, die graf is leeg, die doeke lê, dis 'n leuen, sy liggaam was nie gesteel nie, hy het opgestaan, hy het sy woord bevestig, hy het sy woord gegee, en die woord is die waarheid. Amen. Dis baie belangrik. OK. Waarom verborge of weggelate boeke nie ingesluit is nie? Boeke soos die Evangelie van Thomas, Evangelie van Maria of die boek van Henog, baie meer bekend, is baie later geskrywe, die 2de tot die 4de eeu na Christus, bevat afwykende leringe oor Jesus en verlossing. Hier is so baie fancy woord, ek gaan hom eers nie probeer uitspreek nie. Is nooit deur die vroeë kerk of apostels erken as geïnspireer nie, en daar was nooit deur hulle verwys na dit toe as geïnspireerde woord van God nie. Nou, hoekom wil ons dit doen? Is gevaarlik. Sommige soos Henog word wel histories interessant geag, maar nie as God se woord nie. En ek wil hê ons moet dit besef. Ek is baie opstandig as dit kom by die Bybel, dat ons moet besef dat die woord van God is die woord van God. En die Bybel sê vir ons in Openbaring, hulle wat byvoeg, sal die oordeele bygevoeg word. En hulle wat weglaat, sy name sal weggelaat word uit die boek van ewige lewe. Samevatting, hoekom ons Bybel betroubaar is. Redeverklaring is getroue oordrag. Ou en Nuwe Testamentiese manuskripte is historiese akkuraatheid wat bewaar is. Eenheid van boodskappe, een storielyn, God red die mens deur Christus, vervulde profeseë, honderde voorspellings is in Christus vervul, historiese bevestigings deur argeologie en geskiedenis ondersteun Bybelse feite. Aanvaarding deur die kerk, die Heilige Gees het die ware boeke bevestig. Lewensverandering, die woord bring geloof, hoop en op die einde van die dag vernuwing. Amen. In kort, die Bybel soos ons hom vandag het, is nie 'n menslike samestelling nie, maar deur die Heilige Gees 'n geïnspireerde, histories betroubare en geestelike lewende woord van God, wat 2 Timoteus 3:15 en 17 sê, die hele woord van God is ingegee en is nodig tot lering, deurlegging en onderwysing, teregwysing in die woord. Amen. En dis die woord van God. Amen. Ek is saam met julle opgewonde. OK, nou gaan ons deel 2 toe.
Nou wil ek gaan, glo jy nou al die Bybel is die woord van God? As jy nie glo nie, kom en gaan ons die woord bietjie wys vir jy. Hy werk, ons doen by geleentheid bevryding. As ek die Bybel vat, die persoon of die demoon in die persoon manifesteer uit, as ek die Bybel so vat, so teen hy druk, dan raak daai ding mal, dan maak hy hom seer, dat hy nie kan kophou nie. Daar's geen gesag hoor as die woord van God nie. Ek wil hê jy moet vandag iets moois verstaan. Geen profeet, geen profetiese rede of profetiese uitspraak, geen pastoor, geen apostel, leraar, herre, evangelis, noem hom wat hy lus het. Sy gesag kom naaste by gelyk met die woord van God nie. Geen woord kan hoër geag word as God se woord nie. Ook nie die Book of Mormon nie. En niks van die snaakse geskrifte wat hulle aanhou nie. Ons sit in Amerika, ek en my vrou, ons sien nie op die TV, hey, jy kan 'n Bybel bestel, hulle laai hom sommer by die huis af. Ek sê, dis 'n laanie plek hierdie, laat ons hom bestel. Want myne is toe nou nog Afrikaans, ek soek ook nou een in vreemde tale. En, nou reël ek, hier kom hulle. Hi sir, good day, yes, hello. Gee vir my 'n Bybel. Maar saam met hom, yes, just something else we want you to consider or to listen or read or whatever. Hy gee vir my die Book of Mormon. Binne 'n week volg hulle my op, nie oor die Bybel nie, maar oor die Book of Mormon. Een van die grootste sektes in Amerika tans en in die wêreld is die Mormone wat eerder in daai ou glo in plaas wat hulle glo in Jesus Christus. Ek wil vir julle sê, pas op. Pas op, die woord van God is die waarheid, niks anders nie. Ja, wat van die verskillende vertalings? Ek terg baie verskillende verdraaiings. Ja, mense laat sekere goed uit. Nou na die tyd is hulle goed vertaal, want hulle sê ons taal was nie so taalryk nie, en daarom is van die woorde anders. Kom ons vat bijvoorbeeld, ja, kyk, kom ek los eerder daai voorbeeld. Ja, daar is sekere goed wat jy eerder nie moet doen nie. Kom ons kyk gou wat sê Jakobus bijvoorbeeld. Jakobus sê, elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van God af neer. Wat se gif gaan God gee wat goed is? Ek het al 'n preek gehoor oor daai goeie gif. Nee meneer, jy verstaan nie Afrikaans nie, as jy die ou Afrikaans verstaan, sê jy weet, is nie gif nie, is gift. Wat beteken gift? Wat beteken geskenk? Elke goeie geskenk daal van God af neer. Hy volgende grondwetenskap gebruik aan kennis. Daar's so baie sulke gevalle. So die Bybel is nie verkeerd nie, dis net die vertalers het baie keer hoë woorde gebruik, hogere woorde. Dis van ons ou oomies hier, as ek hulle moet vra om hier te staan, dan klink dit soos ou baas van, wat is dit? Nee, wat is ou baas? Sewende Laan. Ek kyk nie die goeters nie. As jy nou wil 'n huwelik opbreek, moet jy daai goed begin kyk. Skus, kom ons los dit. Of wys my net een gelukkige huwelik en enige sepie. Ek daag enigiemand uit, net een gelukkige huwelik en enige sepie. Praat nie van 'n huwelik nie, praat van 'n gelukkige huwelik. Sonder dat hy mekaar cheat. Okay, kom ons gaan aan. In elk geval, nou ou baas kan baie hogere woorde uithaal. My astertjie en my appeltertjie. Nou, so was daar ook seker van daai ou baase wat gehelp skryf het aan die Bybel. En hulle Afrikaans is baie hogere taal. En daarom is van die goed bietjie baie snaaks vertaal. Maar weet jy wat, dan lees jy aan een by sodat jy dit beter verstaan. Want vandag se dae, vir ons jong mense klink die ou Afrikaans soos die King James vir Engels ouens. Dis genuine so. Ons kinders verstaan nie meer Afrikaans nie. Hulle sê goeters woorde en beteken sê, wat sê jy nou? Daai is 'n afleiding van daai woord wat dit nie eens beteken nie. Ek verstaan nie waar kom dan alles snaakse goed nie. Ja, vir u kinders kom met snaakse goed uit. U wat kinders het sal weet. Die ander, ja, wees baie keer bly. Okay, kom ons gaan aan. Wees bly kinders is groot. Dis wat ek wil sê. Okay, 'n kort duidelike samevatting van die Bybel en hoe dit saamvloei, gou van Genesis tot by Openbaring. Ek gaan nou elke boek aanhaai, so moenie worry nie. Ek wil net vinnig vir julle verduidelik. Die woord van die Here bestaan uit die Ou Testament en die Nuwe Testament. As jy die Bybel gaan oopmaak, sal jy sien die Ou Testament of al die boeke van die Ou Verbond en die Nuwe Testament of al die boeke van die Nuwe Verbond. Nou gaan start gou 'n bietjie jou nuwe kar met jou ou kar sleutels. Kyk, kom ons gaan aan. Nou, as ons kyk Genesis tot Openbaring en ons kyk bietjie uit verskillende oogpunte, ek het graag gaan uithaal rakende die Jode en die heidene en dan ook Jesus en Paulus se bediening. God se begin
is die begin by Genesis. Het God 'n skepingsdoel vir elke mens. God het 'n belofte vir elke mens. Hy het die aarde geskep met die idee dat daar mense moet wees wat hy aarde voortbring en laat ons moet vermeerder en God moet verheerlik. Amen. Dit was God se plan van die begin af. Adam en Eva se sondes verbreek nie hierdie verhouding nie. Of hy verbreek die verhouding, skus, maar God beloof steeds hy gaan dit later laat kom. So, hulle doen sonde, dit onderbreek vir 'n oomblik God se plan, want hulle kom en hulle gaan teen wat God gesê het, en skielik besef die mens wat is sonde, en ja, daar's baie mense, ek dink Adam en Eva se ore tyd al baie jare, soos baie mense goedjies vir hulle te sê gehad het al, want baie dingetjies loop in ons lewe nou 'n bietjie moeiliker, omdat daai tweeetjies nie lekker geluister het nie. Nou ja, ek kan nou nie vir jou sê hulle was Afrikaans soos ons nie, ek kan wel vir jou sê hulle was nie Chinese nie. Anders het hulle die slang geëet en die appel gelos. OK, kom ons gaan aan. Genesis 3 vers 5 sê, dat 'n saad van die vrou eendag die slang, die Satan, sal oorwin. Dit wys vooruit na wie? Wie is die saad wat dit sal oorwin? Jesus! Wie is die saad wat dit sal oorwin? Jesus! Julle het reg geraai, mooi. God kies 'n volk, die verbond met Abraham. Genesis tot Maleagi het God vir Abraham gekies en gesê, Abraham, as gevolg van jou gehoorsaamheid met jou seun wat jy bereid was om te offer, sal jou nageslag wees soos die sand van die see, soos die sterre van die hemel. En die Here maak hierdie belofte aan Abraham en Abraham begin hier pad stap, maar mense, was dit 'n moeilike situasie. Want tussenin kom daar 'n verlosser wat die volk moes verlos, wat as dit gewerk het, was Jesus nie nodig nie, met die naam van Moses. Moses. My Moses, ja, so Moses. Moses, priesters en profete en konings, alles skaduweebeelde wat verwys na die komende Messias. As jy gaan kyk, die hele woord sê jy sien, het gesinspeel op wat sou kom. Die hele Ou Testament is eintlik 'n bevestiging vir wat sou kom in die Nuwe Testament. Die Ou Testament vertel dus hoe God deur die Jode werk om sy reddingsplan voor te berei, selfs al faal hulle dikwels in hulle gehoorsaamheid, het die Here genade bewys. En jou sal al die nasies van die aarde geseën word. Genesis 12:3. Het jy dit geweet? Genesis 12 vers 3 het hy al gesê, en jou sal al die nasies. Het jy dit besef? Dit het daar begin, het God my en jou reeds in gedagte gehad. Deur julle sal die ander geseën word. So bly, ons het net nie geweet dis deur hulle ongehoorsaamheid nie. Gewoonlik word iemand geseën uit jou gehoorsaamheid, maar hulle ongehoorsaamheid het ons laat seën. Amen? Die het geweet, die vervulling Jesus Christus. As jy vat die evangelies en jy kom by die Nuwe Testament, so die Ou Testament dui baie op dit wat moes kom, as baie beloftes, as baie profeseë, gaan dit net so vinnig verduidelik. Ek sê weer, ek gaan baie vinnig hierdeur. God het aan Abraham belofte gemaak. God wil dit tot werklikheid bring. Hy het vir Abraham gesê, offer jou seun. Maar hy was nie bereid om dit van Abraham te verwag nie. Hy het geweet, as hy daai mes trek, gaan ek hom stop. Ek verwag nie van hom, hy moet sy seun gee nie. Sjoe, dis 'n groot saak. Ek's bereid om myne ere te gee. En God maak aan Abraham daai belofte en so kom dit en hulle trek uit en hulle begin beweeg en is die wonderwerke en is Moses se situasie en later sien ons as rigters en God sê vir hulle, die volk sê hulle soek 'n koning. Hy sê, julle is seker julle soek 'n koning. Julle moet baie mooi dink. Hey, julle gaan werk vir hierdie man hoor. Julle gaan julle goedjies vir hom gee. Is julle seker? Ja, ons soek hulle, hou hulle baie slim. Ja, ons soek dit man. Ja, moenie worry, ons soek dit. En hy sê, is julle baie seker? Ja, ons soek net 'n koning. Gee ons asseblief tog net 'n koning. En die Here gee hulle sin vir hulle. Partykeer kry jy jou sin waarvoor jy so nek. Na hy lê dan sê as die Here se skuld. En na
Okay, kom ons gaan aan. En so gaan dit en hier kom die groot profete wat begin profeteer en hulle profeteer oor beter dae. Hulle profeteer dat daar 'n dag wat gaan kom wat 'n Messias gebore gaan word. Deur sy wonde sal daar genesing wees. Sy naam is wonderbaar, raadsman, sterke verlosser, ewige koning, vredevors. Hy is die Alfa die Omega. Hy sê in daardie tyd sê hy, wanneer die Messias gebore word, sal die vaders nie meer groen druiwe eet en die kinders se tande stomp word nie, maar hy wat die oortreding doen sal daarvoor boet. In die Ou Testament was dit anders tot jy God aangeneem het. Maar toe is dit steeds anders, want jy kan die Here dien tot jy blou is, jy kan dans elke môre van jou lewe. As die koning fout gemaak het, het die volk gelei. Amen. Dis die waarheid. As die koning geval het, het die volk geval. Ek dank die Here vir 'n Nuwe Testament. En hier kom ons by die Nuwe Testament. Nou wil ek hê julle moet nou nie verward raak nie. Moet nou nie die mekaar raak nie. Ons is nou in die oorgang van die ou voertuig na 'n nuwe voertuig toe. Maar ons is nog nie in die voertuig nie. Ons is nou nog net in die verkoopskantore van die nuwe voertuig waar hy staan en vir my kyk. Want wanneer het ek daai voertuig in besit geneem? Toe Jesus gebore is? Nee. Toe hy sterf, toe kom die testament tot vervulling, want die testamentmaker moes tot sterwe kom. En nou sê hy, deur my wonde, deur my bloed, deur my genade, en hy kom en hy breek die vloek, deur die vloek te word. En hy gee vir u en my die nuwe voertuig, na die evangelies. Jesus se aardse bediening, sê hy baie duidelik, was nie vir jou en vir my nie. Het jy dit geweet? Haai pastoor, gaan lees weer jou Bybel. Jesus se aardse bediening het hy nie gekom om jou te red en my te red nie. Hy het gekom vir die verlore skape van Israel. Hy sê dit baie duidelik. Hy sê maar hierna. Hy het vir ons 'n belofte, hy het ons in oë, hy het klaar ons in visie. Wanneer hy sterf en hy die vloek breek, waar hy gesê dit is volbring. Toe weet hy nou is die prys betaal. Julle wat sondaars was, is nie meer sondaars nie. Julle wat weg is nie meer weg nie. Julle wat ver was, het ek nader geroep toe hy op die kruis is. En ek wil hê jy moet hierdie saak verstaan. Jy moet dit ten volle verstaan. Want as jy nie daai gaan begryp nie, gaan jy die opdragte van Jesus in die woord ook nie begryp nie. Dis hoekom mense nie verstaan nie. Nou haal hulle Jesus se aardse woorde uit. Jy moet onthou, daar's 'n geweldige verskil voor Jesus gesterf het tot na hy gesterf het. Want toe Jesus op aarde was, was hy onder die wet, onder die vloek van die wet. Hy het dit geweet. Dis eintlik net logika, maar ons dink net nie so ver nie. Hy moes sterf om die vloek af te sterf. Jo, is groot. Ek hoop al gaan 'n liggie aan vanaand vir iemand. So Matteus, Markus, Lukas, Johannes, die evangelies is die vervulling van Jesus Christus. Die profesie, dat hy sou kom. Die Messias het gekom. Ja, ons is dankbaar daarvoor. Amen. In die Nuwe Testament vervul Jesus Christus al die beloftes van die Ou Testament. Hy is die saad van die vrou, die lam van God, die koning uit Dawid se lyn en die ware offer vir sonde. Amen. Kom ons gee hom eer. Hy bring nie net verlossing aan Israel nie, maar ook aan die heidene, die nie Jode. Hulle wat nie God se volk was nie, word nou God se volk. Woo, glory to God. Ek sou 'n bietjie blyer wees as dit, want dit sluit nou julle in. Nou praat ek actually met julle. Amen. Verskoon. Hierdie keeltjie bly maar droog. Nou wil ek hê jy moet dit verstaan. Daar begin hy dit bewerkstellig vir die Jode. Ag, vir die heidene, nie net vir Jode nie. Hy vestig 'n nuwe verbond, gebaseer op genade, deur geloof en nie deur werke van die wet nie. Woo, glory to God. Wel, jy weet, nou kom hierdie Jode, nee. Nou kom die Joodse manne. Hulle sê, wys gou vir ons. U is die seun van God, gee ons 'n teken. Hulle het nou al die broodjies geëet en die visse en hulle het nou al alles beleef, maar ons soek steeds 'n teken. Ons wil net nog 'n teken dat u nou die seun van God is. Praat bietjie, laat ons weet u is mos nou dit.
Hy sê vir julle sal geen teken gegee word behalwe die teken van Jona nie. Hy kom by ander plekke vra wie gee ons 'n teken? Nee, niks. Maar toe hy by die heidense gedeelte instap, glory to God, toe kom daar 'n stem uit die hemel wat weer klank. En hy sê, dis my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Luister na hom. Hoor vandag volk van die Here, hulle wat 'n oor het, wou nie hoor nie. God het hulle wat nie kon hoor nie, het hy gesê, julle sal my hoor. En ons kry aanneming tot kind. Halleluja. Halleluja. Matteus 5:17 sê, want ek het gekom om die wet te vervul. Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, elkeen van ons wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Amen. So mooi. Die uitbreiding, die kerk en die heidene, daar begin ons lees van Handelinge, baie geskrifte sê van Handelinge tot Openbaring, ek stem nie saam nie, geensins nie. Dis net Paulus se briewe wat vir heidene gerig is. As jy gaan kyk na die boek Jakobus, dan begin hy Jakobus, 'n diensknegt van Jesus Christus, en die 12 staan wat in verstrooiing is. Ag, dit louter vreugde broers, dan gaan hy aan. Jakobus rig sy brief aan die Jode. Petrus rig sy briewe aan die Jode. Johannes rig sy briewe aan die Jode. Paulus skryf aan die heidene. As jy vanaand verward is, ek glo ons is dit eens, hier's nie katte tussen ons en hondjies nie. Hier's nie dits en dats nie, maar hier's he's en she's. Is dit so? Mag die Here help dat dit so is? Wil ek jou nog verder 'n nouer lyn wys. Jy is 'n heiden en nie 'n Jood nie. Jy's 'n heiden wat genade gekry het deur die bediening wat Jesus Christus vir ons bewerkstellig het en aan Paulus gegee het om vir ons te gee. Amen. Amen. Kom ons gee meer. En Paulus word geroep as die apostel van die heidene en hy verduidelik dit en hy kom daarin en hy sê daar is nou geen onderskeid meer tussen Jood en Griek en man en vrou en al daai goed nie. En waarop die sin speel die vers is dat ons het nou volle toegang gekry na die Vader toe soos wat die Jode gekry het. Want hy sê nie daar's nou nie meer man en vrou nou soos dits nie. Natuurlik gebruik hy seker daai versie vir dit Galasiërs 3:28. Ek weet nie of hulle dit doen nie want hulle gebruik snaakse goed. Weet jy wat die ergste? Vir elke dwaalleer haal hulle 'n vers uit die Bybel uit buite konteks. OK. Kom ons gaan verder. Hy sê vir ons in Efesiërs 2:14, hy het die muur van skeiding tussen ons en God afgebreek. Nou het ons vrymoedigheid en volle toegang. OK, die volëinding, die nuwe hemel en die nuwe aarde, dit lees ons in Openbaring. Dit wys wat God se plan wat voltooi gaan word. En as ek dit vir julle 'n eenvoudige rede kan verduidelik, en dis hoekom ek gesmaal en gelag het vir al hierdie ouens wat sê wanneer die Here kom en hoe hy kom en dis die huis van die hemel en dis dit, dis dat, is alles bog. Kom ek sê gou vir u net die volgende storieetjie. Openbaring is nie vir die heidene geskryf nie. Die heidene moet weggevat word sodat die profetiese program wat net onderbreek is, wat gepos is, tot vervulling kan kom. En dit sal die Openbaring tydperk wees. Amen? As jy dit nie weet nie, kom gesels met my, help ek jou 'n bietjie daarmee. God het 'n belofte gemaak aan Abraham. God het 'n belofte gemaak aan die Jode en God sal sy belofte tot vervulling bring, want God is nie 'n mens dat hy kan lieg nie. Hy's nie 'n mensekind wat spreek en dit waar maak nie. So hy gaan dit doen, maar nou het ons ingekom, ons stroom in en hulle noem die tyd waarin ons osself nou bevind, die genade dispensasie, die genade tydperk wat ons genade kry by God. Amen. Dis waar die vervulling inkom. Dis waar die belofte soos die sand van die see en die sterre van die hemel tot vervulling kom. Ja. Kom ek leer jy gou nog ietsie net vir interessantheid. Ek moet u net help. Die Bybel praat van 12.000 uit elke stam, uit 12 stamme, 'n getal van 144.000. Baie mense wonder, ja, dit gaan hulle wees wat hemel maak. Absoluut nie. Want weer eens probeer heidense ouens Joodse goed verstaan. Absoluut nie.
Die 144.000 is ook nie die Jode wat gered gaan word nie. Halfpad reg, maar absoluut nie. Die 144.000 wat daarvan gepraat word, sê die woord van die Here, is die bruid van Christus, wat hy sê dit is hulle wat hulle nie besoedel het deur man of vrou deur uit te gee en trou nie, wat Jode is. So dis celibaat Jode. Gaan lees die woord. So die bruid is nie net 144 nie, hy kan baie groter wees. Hoor jy wat ek sê? Moenie jy die Here wil beperk deur jou wiskunde nie, dit werk nie. By hom werk 5 broodjies, 2 visse, 20.000. Tot jy vir my daai som kan verduidelik, moenie vir my verduidelik wat jy dink nie. Jou opinie is baie keer baie verwrong. OK, so ek wil hê jy moet verstaan. Ja, dan kom die ouens in stry oor Openbaring. Skus, ek wil net vinnig noem, ek haal dit sommer aan terwyl ek hieroor praat. Hoorie, maar wat nou? Daar's nou 7 jaar. Hy praat van 3,5 jaar en 3,5 jaar. Wat gaan nou gebeur? Hoe gaan dit wees? 42 maande. Is dit nou hier? Is dit daar? Wat gaan gebeur? Kom ek sê gou vir jou. Ek wil hê jy moet my vandag nou baie mooi hoor. Dis iets waar ek nie baie praat nie, dis iets waar ek nie baie preek nie, want ek het my siening oor dit. Maar ek wil vir jou een ding sê. Hulle praat dan van pre-tribulation, mid-tribulation of post-tribulation. Hou op om jou klaar te hou met nonsens, is jou saak met God reg. Om te wil stry is dit mid, pre of post, het geen sinswaarde nie. Om seker te maak jy het 'n verhouding met God, dit het waarde. Is soos om te stry oor die doop, moet ek jou 1 maal hou, 3 maal, 7 maal, of moet ek jou enigsins hou? Kom ons los dit. Ek wil hê jy moet vandag een ding baie mooi verstaan. Volgens Openbaring wat ons moet weet daaruit, u en ek, is dat Jesus gaan kom. As ons kyk, en ek bring dit gou vir ons in fokus alles, gaan Genesis en Maleagi, God se voorbereiding vir sy volk wat hy kies, Israel, wat op die einde van die dag oorgaan, na die belofte van Abraham, en ons dank die Here vir Abraham, dat ons as heidene ook genade kry. Toe kom hy in die Nuwe Testament en die evangelies gaan oor die belofte, Christus wat kom tot vervulling, Christus wat gebore word, die profeseë en die beloftes wat tot vervulling kom, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Dan gaan ons verder, dan gaan dit van daar af, Romeine, tot by Hebreërs kan ek vir jou sê, kan ons gaan oor Paulus se briewe, wat baie belangrik is, oor die handeling van die kerk, om die kerk in gereedheid te kry. En die ander kan hulle gebruik ook onder Joodse geskrifte, wat baie belangrik is, vir die Jode, en ook vir baie mense wat voel, hulle wil daar volgens lewe. Die Bybel sê, as jy swak is, eet jy groente, ek dank die Here, ek eet vleis. OK, kom ons gaan aan, ek eet biltong ook. Ek like 'n stuk biltong. Maar as jy valstande het, bly by die wortels. OK, in elk geval, en Openbaring, weet jy wat sê Openbaring? Jesus kom weer. Dis wat Openbaring sê. So al wat jy moet weet as kind van die Here, en ek wil dit vir jou baie duidelik stel, tensy jy 'n geoefende ou in die Bybel is, wil ek vandag by jou dit baie duidelik maak. Bly weg van Openbaring af. Die kerk sal 2 maal voller gesit het, as hulle opgehou het om nonsens te praat uit Openbaring uit. Jy kan my aankyk soos 'n koei wat haar spene vasstrap, is die waarheid. Die kerk het te veel nonsens gepreek oor Openbaring, wat nie onsin is nie, dan het mense gesê, die Here gaan nie meer kom nie, want daar's heeltyd beloof hy kom. Is omdat ons goed wat nie onsin is nie vir ons vat. Bly weg uit dit uit, tot jy weet, Here het my gesalf met die woord, hou jy onder die bloed, dan gaan lees jy, want die boek Openbaring is beeldspraak, en hy dui op sekere goed, alles verteenwoordig iets, en is baie mooi, ek het Openbaring 'n paar maal gelees in my lewe, maar, ek sal vir geen gewone kind van die Here, of 'n nuweling, of iemand, wat die Bybel nie ten minste 5 na 10 keer deurgelees het, enigsins aanbeveel om Openbaring te lees nie. Net so min sal ek jou aanbeveel om te gaan en te probeer deur Levitikus en Numeri en Deuteronomium te lees. Want as jy nie gekom het by die belofte nie en jy begin daar, is jy so verward dat jy al die wette wil onderhou.
Ek wens hulle het die Bybel anders vir die mense saamgestel. Ek wens ek kon help daar. En dis hoekom ek hou van wat die Gideons doen en 'n paar van die ouens deur 'n Nuwe Testament en Psalms uit te gee. Want elke kind van die Here moet nie die Bybel, en ek smeek u, moet hom nie voorbegin nie, want die tyd as jy by Exodus en Levitikus kom en Numeri, is jy moeg, jy gaan die Bybel nie weer optel nie. Meeste van ons, is daar wat dit kan bevestig? Moenie lieg nie, steek bietjie op, wie het hom begin lees, dan sit jy hom neer. Jare later dan draai ek weer. En dan bely ek, intussen voel ek soos 'n failure, omdat ek nie al hierdie goeters, en hulle is 900, en hulle was die seun van hom, en die oupa van hom, en Here help my, ek hou niks van dit nie, ek is heeltemal verlos van dit. Ek hou niks van sulke goed nie. My vrou van geskiedenis, ek hou nie van geskiedenis nie, ek hou van toekoms. Nou wil ek jy moet verstaan. So, as jy as kind van die Here die woord nou wil vat en jy wil lees, begin by een van die evangelies. Ek beveel graag Johannes aan. Matteus is net so goed, Markus is net so goed, Lukas is net so goed. Maar ek beveel maar net menslik Johannes aan. Want Johannes begin mooi. Hy begin deur te sê, in die begin was die woord was God, die woord was by God, die woord het vlees geword en onder ons kom woon en deur hom het alles ontstaan en niks het ontstaan wat ontstaan het as dit nie deur hom was nie. Amen. Dis vir my die belangrikste van alles. So dan gaan jy nou met Johannes. As jy klaar is met Johannes, dan lees jy Handelinge wat gaan oor die uitstorting van die Heilige Gees, 'n nuwe belofte. Jesus kom en hy sê julle gaan 'n ander trooster kry. Hy sê haleluja, ek gaan weg, maar ek stuur vir julle 'n ander trooster. En daar stuur hy vir ons die Heilige Gees. Glory to God. Ek gaan nie nou nog net so een keer skok. Terwyl hy so 'n bietjie rustig is, gaan die skok nie so groot wees nie. Jy moet nou onthou, tot en met Jesus gekom het, behalwe by geweldige uitsondering, 1 uit miljoene, was die Heilige Gees nog nie uitgestort nie. Jesus sê dit self. Toe Jesus opvaar, toe sê hy, ek stuur nou vir julle die Heilige Gees, gaan wag in die boventrek. Weet jy wat sy hartseer ding, die kerk gaan wag vandag nog in die boventrek, maar dit het 2000 jaar terug gebeur. Here help ons. Hoor gou vandag wat ek jou sê, dit was 'n belofte. Hy sou kom, hy word uitgestort. As jy die skrif gaan mooi ontleed, gaan jy sien, hy's uitgevloei, hy's daar. Hy's daar. Nou, word nou wakker saam met. Nou, kom Cassie kom staan hier by my, ag, jy lyk of jy het so gaan geniet. Nou kom Cassie, en ek sê, Cassie, het jy al Jesus aangeneem? Weet jy, hy wil jou persoonlike verlosser saligmaker is. Hy's lief vir jou. As jy dink jy het hom nie nodig nie, ek weet vir jou 'n geheim. Kom ek vertel jou, en ek vertel hom alles van Jesus. En op die einde van die dag gebruik ons al 2 tissues, en Cassie sê vir my, hy wil Jesus aanneem. Kom Jesus in 'n klein mannetjie vorm in hom in. Hoekom nie? Hy het gegaan om plek voor te berei. Maar hier moet iets in die hart kom, want hy sê, kom in my hart in. Is dit die waarheid, as jy Jesus aanneem? Here, ek neem U aan as my persoonlike verlosser, saligmaker. Wat kom in jou in? God die Vader, kom hy in. Maar nou bid ons dan elke Pinkster vir hom om die Heilige Gees te kry. Die kerk is verward. Ons hoor goed wat ons nie weet waar dit vandaan kom nie. Ons hoor terme wat ons gebruik en ons weet nie waar kom dit vandaan nie. Die oomblik as hy Jesus aanneem, kom die Heilige Gees in sy lewe. En dan begin Christus gestalte kry deur die Heilige Gees. Baie dankie. Wat ons wel doen met sekere Pinkstertye en sekere tye wat ons so saam bid. En ek wil ook vir julle sê, ek voel partykeer baie van julle goed is maar 'n kerklike instelling wat ons dit elke keer hou, maar okay, kom ons los dit daar. Is ons bid dat die Heilige Gees wat ingekom het toe ek Jesus aanneem, geaktiveer word binne my. Amen. Ag, julle lyk so vrolik. Smaal net of gooi my met iets as jy dan so voel. Maar op 'n einde van die dag raak opgewonde. Die Heilige Gees moet geaktiveer word. Hoeveel mense het gevoel sy hele lewe lank, jy sê goed genoeg nie, want jy het nie skielik omgedop of snaaks begin kliphard skreeu en tale praat nie, so jy voel jy's oop o hel toe, maar jy het Jesus aangeneem. Ek het vir jou vanaand 'n verrassing.
Jy het nie nodig om te dop of om snaakse tale te praat nie. As jy Jesus aangeneem het, vir hulle wat my aanneem, sal kinders van God genoem word. Amen. Die ou langs Jesus aan die kruis is nie daar skielik. Hy roep gou vir Johannes net gou om hom gou te kom doop nie. Hy het nie skielik gaan bely en restituisie gaan doen nie. Hy het nie gaan katkeseer nie. Hy het nie geaangeneem of voorgestel nie. Hy is nie alles gedoen wat ons glo nie. Hy is nie skielik getuig deur die Heilige Gees en het begin in tale praat nie. Hy het niks gedoen nie. Hy het net gesê, dink aan my. En Jesus sê vir hom, vandag sal jy saam met my daar wees. Dis al. Ons is te tegnies die kerk. Ons is tegnies omdat ons nie kennis het nie. Ek was een van daai. Julle ken die 3 manne. Ek was daai een. Die ou wat nie weet, hy weet nie. En die Here het my gered. En hy het sy woord vir my oopgemaak. Ek wil hê jy moet sekere goed verstaan. As jy nie hierdie beginsels verstaan nie, dan gaan jy nie die res van my prediking verstaan en die lerings wat voor lê wat ek met u wil deel nie. Ek wil hê die kerk moet kom op 'n plek wat ons geestelik volwasse raak. Ek sê weer, is hartseer, maar mooi evangelisasie preke is vir sondaars. Lerings is vir kinders van die Here. Ek wil hê jy moet vanaand weet en ek gaan nou sluit. Is nog nie eers 7 uur nie. Wees nog rustig. Slaappilletjie skop nog nie in nie. Jy's so rukkie. As ons verstaan dat die woord van God die waarheid is, en ons besef, daar was beloftes, dis die geskiedkundige, historiese kant daarvan, en ons besef, ons gaan nou oor na die belofte kant toe daarvan. En ons besef dat hier Jesus gekom, en Jesus het 'n aardse bediening gehad, wat niks, jy kan nie dit vir jou vat alles nie. Ek praat nie van, jy moet niks daarvan vat nie, maar jy moet so versigtig wees, om dit te verwar met sy hemelse bediening. Want toe hy op aarde was hy onder die wet. Hy was onder die vloek van die wet, sê die woord. U moet dit verstaan. As jy dit nie verstaan nie, gaan jy 'n paar goed mis. Hy vrou sê, gee vir my, kan ons nie die en daai nie. Hy sê, ek gee nie die kinders se kos vir die hondjies nie. Hy praat daar met heidense mense. Sy sê, maar ons is tevrede, die hondjies sal die krummeltjies eet wat van die tafel afval. Hy sê, nee, maar daar het 'n tyd gekom. Wat hy gesê het, Paulus, ek sal jou wys, jy wat nou so geleerd is en goed en my so aangeval het, ek stuur jou sommer na die heidene toe. En hy gee vir Paulus die bediening vir die heidene. En Paulus kom en hy gee vir ons die evangelie wat u en ek vandag het. En ons moet daai goed verstaan. Hoekom ek sê, die oomblik as jy dit verstaan, en nie verwarrend is soos 'n pastoor vir my by geleentheid sê, dat Jesus se koms en sy kruisiging was net 'n bloedoffer nie. Want kom ek sê, as hy vir jou net 'n bloedoffer maak, dan maak jy my Christus cheap. Hy is nie cheap nie. Want ek is duur gekoop deur die bloed van die lam. Hy het my verander, hy het my titel verander, hy het my sienswyse verander. En volgens die Ou Testament kan ek vir jou gaan wys, praat hy van al hierdie diere wat onrein is. Van shrimps en varkies, volstruisies en hy noem al hierdie snaakse goed wat nie fin en skibbe het nie en wat se pote nie gesplit is nie en wat nie herkou nie en daar's so 'n lang lys. Al die diere uit. OK, in elk geval. So 'n paar wat wakker is. In die Nuwe Testament met sy bloed toe kom hy en hy gee die gesigte en hy gee die openbarings. Ek gee vir jou 7 skrifte in die Nuwe Testament wat almal daarop dui dat jy enigiets mag eet, want hy het die titel van onreinheid weggevat. Ons is rein, ons is geheilig deur sy bloed. Amen. En hy sê, daarom laat hulle wat swak is dan nou maar net groente eet. Ek dank die Here ek is nie swak nie. Ek eet daai biltong, ek eet daai vleis. Ja, ek geniet hom. As hy my kon verander het, van ver, van 'n hondjie, vergelyking van 'n hond, na aanneming tot kind, dink jy die vir die vark gesê, dit bly jou titel? Nou sê mense vir my, die demone is dan in die vark, ek sê ja, is hoekom hulle verdrink het. Mense, moenie laat mense vir jou stupid goed sê nie. Moenie laat mense julle verwar nie. Paulus sê, hulle wat julle wil verwar, mag hulle self bietjie vermink. Dis Paulus se woorde. Kom ons dien die Here.
Kom ons glo in die woord van God, kom ons raak opgewonde oor die woord van God. Ek gaan nog 'n paar interessanthede met u deel oor die volgende tyd. Ek gaan baie van die video's doen op my Facebook, jy gaan dit dalk daar sien. Die Here het vir my gewys ek moet doen. En bid vir my, ja, want 'n paar van hierdie snaakse Torah keepers en al hierdie 70-daagse dis en al daai ouens, hulle gaan my roer. Ek worry nie as jy my roer nie, want ek's nie geroep vir jou nie, ek is geroep vir Jesus Christus. Ek is geroep vir die waarheid. Amen. So ek vra vir u, bid saam met my, dat die Here ons help om die waarheid te praat. Want ek wil nou vir jou sê, die kerk moet nou hoop vat. Die kerk moet nou moed vat. Die kerk moet nou geloof vat, want Jesus het vir jou gekom. You are to die for. En niemand gaan vir jou skielike ding om jou nek hang en sê jy gaan dit nie maak nie. Kom ons dien die Here in gees en waarheid. Mag die Here u salf, mag die Here u seën. Ek sluit vanaand se boodskap daarmee af in Jesus naam. Kom ons gee hom eer. Amen.